Hallo, welkom hier so by Live FM. Dis Amber Klaasen saam met jou vanoggend. En vanoggend het ons vandag vir Liesel Fourie by ons, prokureur en mede-direkteur van Meyer van der Walt Prokureurs, spesialiste in eiendomsreg, kommersiële reg en boedeladministrasie. Liesel, welkom hier so by ons. Baie dankie, dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ons is baie opgewonde en vandag fokus ons op die onderwerp van testamente. Nou dis iets wat dikwels oor hoof gesien word, maar van groot belang is vir elkeen van ons. En ons gaan bespreek hoekom dit noodsaaklik is om jou testament korrek op te stel om sodoende jou bates volgens jou keuse te bemaak aan jou erfgename. So Liesel, kan ons begin met die basiese vraag, wat behels 'n testament? 'n Testament is 'n regsdokument waarin jy onder andere jou wense uiteensit, rakende jou bates se vererwing, wie jou eksekuteur moet wees en as jy minderjarige kinders het, wie as voogte moet optree. Dit dien in wese as 'n eksekuteur se handboek of padkaart om jou wense na afsterwe uit te voer. En wie kan 'n testament opstel? Nou, enige persoon van 16 jaar of ouer kan 'n testament maak, mits hulle verstandelik in staat is om te verstaan wat hulle doen en wat die gevolge daarvan is. Dit beteken jy moet bewus wees van wat dit beteken om jou bates aan iemand te bemaak en die implikasie daarvan te verstaan. Baie belangrik. En wat gebeur as iemand sterf sonder 'n testament? In daardie geval dan tree die wet op intestate erfopvolging in werking. Daar is egter twee scenario's waar die wet toepassing vind. Eerstens, wanneer jy sterf sonder 'n testament en tweedens, wanneer jy sterf met 'n testament, maar die testament is ongeldig. Sjoe. Nou, jy het nou melding gemaak dat 'n testament ongeldig kan wees. Nou, hoe verseker jy dat 'n testament geldig is? Daar is verskeie wetlike vereistes waaraan die testament moet voldoen. Onder andere, die testament moet op 'n spesifieke manier onderteken word. Jy as testateur moet jou testament direk aan die einde van jou testament onderteken, sonder om groot spasies tussen die laaste woorde van jou testament en jou handtekening te laat. Sommer vir interessantheid. In 'n 1983 saak van Kitwell versus the Master, het die testateur se testament wel op die laaste bladsy onderteken, maar daar was 'n gaping van ongeveer 17 centimeter tussen die laaste woorde van sy testament en sy handtekening. Die hof het beslis dat die testament nie geldig was nie, omdat die testateur nie aan die wetlike vereistes om sy testament direk aan die einde te onderteken voldoen het nie. Verder, as jou testament uit meer as 1 bladsy bestaan, moet jy ook op elke bladsy teken. Wanneer jy jou testament onderteken, moet jou testament onderteken word in die teenwoordigheid van 2 bevoegde getuies. Hierdie getuies moet ook jou testament as getuies onderteken, eerstens in jou teenwoordigheid en tweedens in mekaar se teenwoordigheid. Dit is verder belangrik dat die getuies ook onafhanklik moet wees van die inhoud van jou testament. Dis mag byvoorbeeld geen erfgenaam die testament as getuie onderteken nie. Daar is verder spesifieke vereistes wanneer jy nie self jou testament kan teken nie, of slegs 'n vingerafdruk of die maak van 'n merking gebruik. Dan is dit noodsaaklik om professionele bystand en advies in te win om te verseker dat jy aan verdere spesifieke wetlike vereistes voldoen en jou testament inderdaad geldig is. Sjoe, so daar's definitief baie faktore wat hier deel speel, maar waarom is dit spesifiek belangrik om 'n testament te hê as jy minderjarige kinders het? Nou, kinders onder die ouderdom van 18 jaar word geag minderjarig te wees. Dit beteken dat hulle nie oor die regsbevoegdheid beskik om ooreenkomste of kontrakte aan te gaan sonder die bystand van hulle ouers of voogte nie. Dit het 'n direkte impak op hulle vermoë om direk te erf. Die algemene gevolg is dat indien 'n minderjarige kind kontant erf, word daardie kontant nie direk aan hulle oorhandig nie, maar word gehou en bestuur deur die staatsbeheerde voogtyfonds onder die administrasie van die meesterskantoor, totdat die kind meerjarig word. Hier is nie altyd ideaal nie, aangesien die verkryging van fondse vanaf die voogtyfonds dikwels 'n langdurige en 'n frustrerende administratiewe proses is, wat vertragings kan veroorsaak by die voldoening van die kind se onmiddellike finansiële behoeftes. 'n Alternatief wel tot die voogtyfonds is om 'n testamentêre trust te skep in jou testament, en daarom is 'n testament so belangrik as 'n minderjarige kind benoem word as 'n erfgenaam. Definitief. En wat behels so 'n
testamentêre trust? Nou, 'n testamentêre trust is 'n trust wat slegs tot stand kom na die afsterwe van die persoon wat dit in sy testament geskep het. Dit beteken dat die bates soos kontant of eiendom aan die trust oorgedra word by jou afsterwe en deur jou genomineerde trustees bestuur word vir die kind wat dan die begunstigde van die trust is. Jy bepaal dus in jou testament ook wanneer die kind as begunstigde van die trust dan die erfenis sal ontvang vanaf die trust. Dit kan wees wanneer hy of sy 18 jaar oud is of by 'n latere ouderdom of na 'n spesifieke gebeurtenis soos die voltooiing van studies. Tot daardie tyd verseker die trustees dat die erfenis verantwoordelik bestuur word in die kind se beste belang, wat dit meer toeganklik en alternatief maak as om die erfenis deur 'n voogtefonds te laat bestuur. Sjoe, dis vir my so interessant want ons hoor gereeld van testamente en so, maar ons hoor nooit van regtig van die trust se kant nie, maar hoe gereeld moet mense hulle testamente hersien of opdateer? Daar is geen wetlike vereiste vir 'n spesifieke interval nie, maar jy behoort egter jou testament gereeld te hersien en op te dateer, veral wanneer daar lewensveranderinge plaasvind. Nou, dit kan insluit byvoorbeeld die geboorte van jou kind, die aangaan van die huwelik en baie belangrik, na 'n egskeiding. Ja, en waarom spesifiek na 'n egskeiding? Nou, dis algemeen dat mense egter vergeet om hulle testamente te hersien na 'n egskeiding en dit kan verrykende gevolge inhou. Nou, die wet op testamente het 'n 3 maande reël na egskeiding. Indien jy binne 3 maande na jou egskeiding sterf en jou vorige gade steeds in jou testament benoem word as jou erfgenaam, bepaal die wet dat jou vorige gade word outomaties gediskwalifiseer om te erf, omdat die wet aanneem dat jy nie meer wou hê jou vorige gade moet erf nie. Maar na daardie 3 maande, indien jy steeds nie jou testament opgedateer het nie en jou vorige gade word steeds as erfgenaam in jou testament benoem, verander hierdie aanname en aanvaar die wet dat jy die bedoeling gehad het dat jy jou vorige gade wel moet erf. Daarom is dit uiters belangrik om jou testament betyds na egskeiding te hersien en seker te maak dat dit jou huidige wense weerspieël. En watter advies sou jy vir die luisteraars gee? Elke persoon se omstandighede is uniek en geen testament is eenvormig geskik vir almal nie. Dit is noodsaaklik om professionele advies te kry wanneer jy jou testament opstel of wysig. Ek moedig regtig luisteraars aan om by 'n prokureur soos ons te kom, sodat ons jou kan help bepaal wat is die mees geskikte bepalings vir jou testament. Dis baie belangrik. En Liesel, laastens, waar kan luisteraars julle firma bereik? Ons het takke in Potchefstroom en Klerksdorp, maar ons kan agter kliënte landwyd bystaan. Ons het ook 'n filiaal tak in Australië. Nou luisters kan ons skakel by 018-293-2901 of ons webtuiste besoek by www.meyervanderwalt.co.za. Nou sy, en ek moedig die luisteraars aan, kontak asseblief vir Meyer van der Walt prokureurs en vind alles uit as jy nog jou testament moet doen of so. Liesel, baie dankie dat jy saam met ons was vandag en dit is so 'n belangrike situasie. Hierdie impakteer almal, elke persoon wat lewe. So baie dankie dat jy saam met ons was vandag. Baie dankie, waardeer. En dit is dit vir vanoggend se program. Onthou, as jy enigiets gemis het, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp op 066 516 6917.